Wat 'n eer en 'n voorreg om ons Here eer en lof te kan bring, soos wat ons vanoggend hier so bymekaar is. Nou ons tema van vanoggend, en dit gaan nogal sterk uitkom, ek kan hom maar opsit. Breaking news. Jesus se lewensverhaal en getuig ek hard genoeg. Nou as ons daai eerste gedeeltjie moet sien, breaking news. Wat gaan deur ons gedagtes? Wat is die eerste ding waaraan ons dink, want eintlik is dit van, okay, daar's groot nuus wat dan nou kom. Wat is hierdie groot nuus? Wat is dit wat ons nou juist spesifiek nodig het om te hoor, dat daar so 'n tipe van nuusberig uitgaan? Nou ek weet in vandag se tyd is dit bietjie makliker op Facebook en Instagram en daai plekke om hierdie tipe van goed net uit te sit. Dis nie meer so massive groot soos wat dit voor die tyd was, of vroeër jare was nie, maar dit is nog steeds groot nuus. En spesifiek, ek wil julle terugvat in die tyd wat ek nou kan onthou van groot nuusberigte, wat net so vinnig by my opgekom het, wat ek nou 'n bietjie voorberei het. Goed soos die dood van Prinses Diana. Dit was massive geweest, ek weet nie wie van julle kan dit onthou nie. Dan ander was die Twin Towers en daai vliegtuig wat daarin gevlieg het. Kan julle daai groot nuusberigte onthou van hoe alles net gestop is en daaroor te gesels? Die sokker wêreldbeker in 2010 wat in Suid-Afrika gehou gaan word en alles wat daarmee saamgaan en hoe ons land dan nou heeltemal getransform is in sekere areas en goed wat ons moes gedoen het. Dit is groot. Nou onlangs die paar goed van COVID. Wat is die virus wat inkom en so goed en ons is onder kwarantyne. Dit was net so groot en dan nou kan ons mense die laaste 4-5 jaar, al hierdie oorloë wat ons van hoor. Mense wat gebom word en goed wat gebeur en mense hoor dit al hierdie goed en jy sien dit en baie mense volg hierdie tipe van nuusberigte. So dit was groot in die afgelope, kan ek sê, maar 20, 25, 30 jaar gewees. Maar as ek julle 'n bietjie kan terugvat ook, wie van julle kan onthou die dae toe ons koerante in ons hand vasgehou het? Ons het nie hierdie goed gehad soos 'n selfoon wat vir ons die nuusberigte so gegee het nie. Ons het fisiese koerant gehad. En baie keer was hierdie koerant nog voor sonsopkoms by ons weer afgelewer en ons kon dit gaan kry het. Wie van julle het sulke koerante nogals gaan kry op 'n stadium, né? Ja, 'n paar hande, né? Nou in my tyd, veral toe ek en my sussie by my oupa en ouma gaan oorslaap het, was dit ons werk geweest om die koerant te gaan haal. En dit was my oupa se ding. Hy het koerant gelees en dit was sy oggendding terwyl hy ontbyt geëet het en sulke goed. En dan vir ons, as ons nou daarby gesit het, om te kyk wat se hoofopskrifte is daar. Maar dan ook wat se winkel se specials het hulle gewys, of daardeur gegee, ons het daardeur altyd ook geblaai, of nogals belangrik ook op 'n stadium, wat se TV-programme wys die dag of die week dan nou op TV? Wat mag ons nie mis enigstens nie, ons moet dit kyk. En dan natuurlik die brokkies raaisels of die sudokus en daai tipe van goed, wat ons dan nou ook gespeel het. En dit wat ons nogals regtig baie jare terug, en ek dink nie ons jonger kinders ken regtig daai tipe van gevoel nie. Maar kom ons verbeel onsself nou nie. Nou met koerante, dis joernaliste wat daaroor skryf en sulke goed, maar kom ons sê ons elkeen is vandag 'n joernalis. Ons as joernaliste wat nodig het om oor die lewe spesifiek van Jesus te skryf. Ons met ons belewenis moet ons gaan deurgee in 'n artikel. Hoe sal ons dit regtig skryf? Hoe sal ons belewenis kan verduidelik in 'n artikel wat eintlik hierdie groot opskrif sit, breaking news, groot nuusberig, ons het nodig om hierdie met mense te deel. Wat sal ons daarin sit? En baie keer as ons nou so daaroor dink, dan kan ons nie regtig spesifiek aan iets dink wat ons net so kan skryf en wat regtig 'n groot ding sal wees, wat ander mense sal laat stop om 2 keer te kyk nie. Maar tog in die Bybel is er eintlik 'n hele klomp, kan 'n mens maar sê, so 'n tipe van artikels, wat vertel wie Jesus is, wie God is, wat hy in mense se lewens gedoen het, en hoe hy mense se lewens verander het. En dis dan juist waar ons vandag gaan gesels oor, in Handelinge 10,
wat juist gegaan het oor eintlik 'n artikel wat geskryf is. 'n Groot nuusberig wat gedeel is met 'n groep mense oor dit wie God is. So ek wil hê die van julle wat julle Bybels het, kan saam blaai na Handelinge 10 toe, vers 34 tot 43, en ek lees uit die 83 vertaling uit vanoggend. Dit sê daar, toe het Petrus aan die woord gekom en gesê, waarlik, ek begryp nou eers dat God nie onderskeid maak nie, maar in enige volk die mense aanneem wat hom vereer en doen wat reg is. Julle weet dat God aan Israel sy woord gestuur het, naamlik die evangelie van vrede wat Jesus Christus gebring het. Hierdie Jesus is die Here van almal. Julle weet ook van die gebeurtenisse dwars deur die hele Joodse land. Dit het in Galilea begin, na die doop wat Johannes verkondig het. Julle weet van Jesus van Nasaret, dat God hom met die Heilige Gees gesalf en met krag toegerus het. Hy het rondgegaan, oral goeie werke gedoen en almal gesond gemaak wat in die mag van die duiwel was, want God was by hom. En ons is getuies van alles wat hy in die Joodse land en in Jerusalem gedoen het. Hulle het hom doodgemaak deur hom aan 'n kruis te hang, maar God het hom op die 3de dag uit die dood opgewek en hom laat verskyn, nie aan die hele volk nie, maar net aan ons, vir wie God reeds uitgekies het, om getuies daarvan te wees. Ons wat na sy opstanding uit die dood, saam met hom geëet en gedrink het. Hy het ons opdrag gegee, om aan die volk te verkondig, en te bevestig, dat dit hy is, wat deur God aangestel is as regter oor lewendes en dooies. Van hom getuig al die profete, dat elkeen wat in hom glo, vir ewig van sonde, vergewing van sondes, deur sy naam ontvang het. Nou ons lees net daardie gedeelte. Eintlik kan julle die hele hoofstuk gaan lees van Handelinge 10. Petrus het hier so in Cornelius se huis sit. Nou Cornelius het Petrus uitgenooi, hy was nie 'n Jood selfs gewees nie. Hy was iemand wat eintlik gesien was, in die Engels soos wat hulle sê, 'n Gentile. Iemand wat uitgeskuif was deur die Joodse volk. Maar hy nooi vir Petrus uit om te kom gesels oor Jesus. Om te kom sê wat Jesus vir hom beteken en hoe hy Jesus beleef het in die tyd dat hy saam met Jesus dan nou geloop het. Maar soos dat Petrus hier so besig is om te praat en te vertel wie Jesus was en wat Jesus in Petrus se lewe gedoen het en beteken het, begryp hy nou eers werklik wat die opdrag van Jesus was. Wat Jesus werklik kom doen het hier op aarde. En ja, dit is om die goeie nuus te kom verkondig onder al die volke. Nie net een spesifiek nie. Nie net onder een groep mense nie, maar oor almal reg oor die wêreld. Hy sonder niemand uit nie. En Petrus het dit hier eers besef, dat dit is wat Jesus kom doen het. En daarom Cornelius, wat nie 'n Jood was nie, wat juist klaar Jesus aangeneem het om te sê, maar ek glo in Jesus. En ek wil saam met hom lewe en ek en my huisgesin sal agter hom aanstap en hom volg. Daarom het hy iemand nodig gehad om met hulle te kom praat oor hulle belewenis van wie Jesus was. Maar Petrus maak eintlik hierso ook duidelike onderskeid om te sê, maar God kyk nie noodwendig net na die uiterlike nie. Ja, vir ons as mense is uiterlike nogals belangrik, want ons wil mooi lyk, ons wil goed voel oor onsself, ons wil ordentlik aangetrek wees of hoe ook al. Maar tog wat saak maak en wat Petrus besef het, is God kyk na ons hart. Hy kyk na dit wat aangaan binne ons, hoe ons geloof uitleef, hoe ons eintlik net met ander praat en onsself gedra. Dit wat ons ook so uitleef, wat God in ons lewens ingesit het. So eintlik is daar soveel geleenthede wat ons het in ons lewens om te sê, maar dit is wie God is. Dit is wie Jesus in my lewe is, dit is wat hy vir my beteken en wat hy vir my gedoen het.
En ek was saam met hom op 'n geloofsreis gaan en saam met hom gaan stap. Ek wil dit gaan uitleef, ek wil dit gaan deel met mense en nie net vir een spesifieke groep nie, maar vir almal wat oor my pad kom. Dis wat Petrus gedoen het. Maar selfs in hierdie paar verse, net in hierdie paar verse wat ons gelees het, word die hele evangelie eintlik saamgevat. Petrus wat dit so opsom om te sê dat God het sy enigste seun vir ons aarde gestuur om die evangelie van vrede te verkondig. En hierdie vrede wat hy verkondig het, is dit wat ons vandag ook met mekaar deel. Jesus het mens geword het, wat die woord is van God, wat onder ons kom woon het. Maar tog ook hierdie mens wat gesalf is deur die Heilige Gees, wat krag ontvang het om wondertekens te doen, om genesing te bring, om vir mense te bid, om sy woord uit te dra, maar tog ook is Jesus doodgemaak deur die mense en op die 3de dag het God self hom uit die dood uit opgewek. En dit alles in 'n paar sinne wat Petrus hierso sê. In 'n paar sekondes kan ons die hele evangelie saamvat en hierdie goeie nuus en hierdie vrede kan ons gaan uitdra ook. Ons het ook hierdie woorde. En juis Petrus wat 'n disipel was van Jesus, wat dit so saam kon vat. Ons kan so by hom leer om dit te kan doen, omdat hy ook dit met sy eie oë gesien het, kon hy dit spreek. En ons kan dit ook so spreek vandag. Maar Petrus, hy gee nie net 'n vertelling van 'n storie wat gebeur het nie. Dis nie net iets wat hy beleef het of saam met iemand gestap het en gesien het hoe Jesus goed doen nie. As 'n mens mooi gaan luister na hierdie teks en selfs 'n bietjie in ander vertalings ook gaan lees, en hoor 'n mens die passie wat hy gehad het. Die passie van wie Christus was en die passie van hoe God die enig eintlik deel was van Petrus se lewe. En nie net syne nie, maar eintlik die disippels wat saam met Jesus hierdie pad gestap het. Ek meen vir 3 jaar lank is hulle op reis saam met Jesus. Hulle stap saam met hom, hulle gaan doen goed saam met hom, hulle sien dit wat Jesus doen. Hoe kan ons dan nou sê, maar hulle lewens sou nie verander het in hierdie 3 jaar se tyd nie? Hoe kan ons saam met iemand beweeg, of 'n reis saam met hulle doen, as hulle nie 'n invloed het op ons lewe nie? So, Jesus het so groot invloed gehad op die disippels se lewe, en ja, dit moet so wees, en Jesus het ons op ons lewe vandag ook. Maar as hulle nie sou verander het nie, sou Jesus se koms en sy werke met hulle eintlik niks beteken het nie. Maar Petrus is net van, ek moet hierdie uitpasyn, ek moet dit uitverklaar in hoofletters om te sê wie Jesus werklik is. So eintlik hierdie disippels wat mense was, normale mense wat uitgekies is om saam met Jesus hierdie pad te stap, was eintlik tipe van joernaliste, as ons dit so kan sê, en hulle het 'n ander motief gehad, net om te gaan saam stap en kyk, wat doen hierdie manne nou eintlik? Maar intussen het hulle lewens verander. Intussen is hulle lewens aangeraak, so op 'n manier dat hulle nie kan stil bly oor wie Jesus is en wat hy kon doen het nie. En hoe groot sy liefde vir ons as mense is nie. Ek meen 3 jaar om saam met iemand te stap is 'n lang tydperk. Meeste van julle is al oor die 10, 20 jaar getroud met een persoon en julle het mekaar nou al begin aanleer en mekaar so dingetjies begin saam doen en julle weet presies wat in mekaar se lewens aangaan. Of jy geen net te kyk en dan weet jy, okay, hoor, dis so nie, as jy moeilikheid. Maar dit is Jesus. Dis sy disippels, dis hoe hulle om hierdie pad gestap het. En ek meen, is nie net saam stap en 3 jaar net saam wees, hulle het saam geëet ook. Hulle het saam dinge gedoen en ons weet rondom 'n etenstafel is dit eintlik die lekkerste gesprekke wat dan nou regtig plaasvind. Waar ons net lekker oop en eerlik met mekaar kan wees en kan gesels rondom dit. Ek meen, na etes en sulke goed met Jesus en die disippels het Jesus self so Petrus gesê, maar ek gaan jou naam verander in Matteus 16 vers 18. Van Simon na Petrus toe, dat Petrus dan die rots sal wees waarop Jesus sy kerk bou. En juist daarom ook kon hy nie stil bly nie. Kon hy nie terughou en stil sit en niks doen nie. Hy moes gaan
want sy lewe het verander. Maar hy besef dit eers werklik hierso na Jesus se hemelvaart. Nadat Jesus opgegaan het hemel toe en wat hy besef het, maar sy hele lewe het verander. Sy lewe is nie omdat hy sy sondige lewe kon afgelê het en nou agter Jesus aanstap, volledig. Ek meen voor hierdie gedeelte in Handelinge 2 het Petrus opgestaan en hy het gepreek nadat Jesus hemel toe gegaan het. Hy het gegaan en hy het gaan vertel oor dit wat Jesus gedoen het en wat nou gebeur het met Jesus se hemelvaart. Maar in 'n gesprek met 'n huisgesin, Cornelis en sy familie, sien Petrus eers werklik dat dit is nie net vir een spesifieke volk nie. Almal moet ingetrek word. En vir ons as mense, ja, ons dink baie keer, maar Jesus het 'n spesifieke volk bedoel, nie die Joodse volk, wat sy mense is, of die Israeliete. Maar eintlik sê dit hierso, hy het ons almal uitgekies. Maak nie saak wat ons agtergrond is nie, maak nie saak taal, kultuur, ras, enigiets soos dit nie. God het ons gekies. Uitgekies om te gaan spreek. Uitgekies om 'n getuie te wees. En om te gaan gesels. En ja, Jesus self het saam met hulle so gesit en eet, nadat hy uit die dood uit opgestaan het, en hy het met hulle gedeel wat hierdie belangrike goed is wat nou gebeur, en hoekom hy opgestaan het uit die dood, hoekom hy moes gesterf het. En hierdie goeie nuus het hulle gevat en hulle het met dit gehardloop, en daarom het ons hierdie gedeeltes wat ons kan lees, na hemelvaart. Hoe die disippels gaan getuig het, hoe hulle kerke gaan stig het, hoe hulle mense bereik het met die goeie nuus. Maar as ek het nou weer met terugvat na ons eie lewens toe, kom ons dink bietjie gou die afgelope 6 maande. Hoeveel keer het ons dalk in die afgelope 6 maande 'n etenstafel saam met iemand gedeel? En op hierdie etenstafel, terwyl ons so sit en gesels met dalk oor 'n klomp random goed, hierdie gesprek gedraai en ons het oor God gepraat. Ons het gepraat oor dit wat Jesus in ons lewens doen. Of selfs ook waar ons gesê het, maar ek het hierdie vrae wat ek in my binneste mee borstel, of ek het hierdie goed wat ek mee sukkel en ek weet nie om dit te hanteer nie, kan ek dit met jou deel? Kan ek met jou praat daaroor? Vertrou ons mekaar genoeg om dit dan so met mekaar te deel en te sê, maar ek verstaan nie. En net deur so 'n tipe van gesprek met mekaar, kom daar dalk 'n stukkie ligpunt. Gebruik die Here daardie mense om vir ons 'n antwoord te gee. Of om vir ons te help om 'n deurbraak te sien in ons omstandighede. Net deur iemand wat praat met ons, wat hulle hart deel van dit wat Jesus met hulle gedeel het. So eintlik kan ons sê, Jesus se groot go-to was om saam rondom 'n etenstafel te sit en te praat oor hierdie goed. Te praat oor wat sy doel was op aarde, en ons kan raak die evangelies gaan lees oor hoe Jesus eintlik hoeveel keer vir die disippels gesê het, maar hy gaan sterf, maar hy gaan weer opstaan en hy gaan lewe, hy gaan hierdie doen, hy gaan daai doen. En baie van hulle het dit nie besef dat dit is juist dit wat Jesus gaan doen nie. Maar rondom 'n etenstafel waar daar net 12 mense was, het dit so groot ding geword dat ons vandag nog steeds dit kan deel. Nog steeds in gesprekke kan sit en kan praat rondom die grootheid van God. So eintlik het Jesus vir ons kom leer hoe om brug te bou. Brug tussen gelowiges en ongelowiges, sodat ons geloof met hulle kan deel en hulle kan trek na die geloof toe. Waar ons dit gesprekke kan voer en saam met mense kan bid, vir hulle kan vertel van die grootheid van God en dit wat hy in ons lewens doen. Nou kom ons dink bietjie, as iemand so 'n vraag aan ons moes vra, 'n joernalis of net iemand wat nuuskierig is oor Jesus se werk in ons lewens. Sou dit verhale wees soos Filippense 2 vers 5 tot 11, waar daar geskryf is oor die voorbeeld van Jesus. En Jesus wat as mens aarde toe gekom het om ons sondes te kom vergewe.
Of sal dit dalk wees soos Efesiërs 4, wat praat van die eenheid van die kerk, maar ook hoe elke lidmaat 'n spesiale plek het. 'n Spesiale rol het, iets om te doen en 'n plek om ons gawes wat van God afkom te kom gebruik. Dit te kom uitleef. Maar ook hoe om 'n nuwe lewe aan te kleef in Christus, ons ou lewens af te lê en die riglyne te lewe soos wat Jesus wil hê ons dit moet lewe. Of dalk nog 'n bietjie verder terug in die psalms in, waar Dawid spesifiek soveel keer gekla het, soveel keer uitgeroep het na God se hulp. En ek dink spesifiek aan Psalm 51, waar Dawid gevra het, maar Here, kom verander my hart. Kom maak my hart nuut, kom maak hom weer sag. Maar so ook, kom red my van my ondergang. Dat my vyande oor my wil hê en sien dat ek moet ondergaan. Kom red my daarvan. Is dit goed wat ons kan deurgee? Is dit getuienisse wat ons met mense kan deel? Of het ons elkeen ons eie storie om te kan vertel oor dit? Maar tog, dit gaan nie noodwendig net oor die deurbraak en hierdie groot goed wat die Here doen nie, maar dit gaan tog ook oor Jesus se teenwoordigheid. Jesus se nabyheid in ons lewe, waar ons kan sê, maar in my donkerste uur, ek het nie 'n lig gesien nie, ek het nie 'n deurbraak gesien nie, ek het nie 'n antwoord gehoor nie. Maar Jesus was langs my. Ek het nie hierdie pad alleen gestap nie. Ek kan getuig dat hy my trane afgedroog het, my kom beskerm het, of net vir my kom wys het om die regte keuses te maak wat ek moet maak. Dalk is dit wat ons met mense kan deel vandag. Wat ons kan gaan groot nuusberigte opsit en sê, maar dit is wat Jesus vir my gedoen het. Dit is hoe groot sy teenwoordigheid was by my. Nou ja, ons kan terugkyk op ons lewens en ons kan ook soveel stories skryf. Maar gaan dit so met passie wees soos wat Petrus hierso geskryf het? Gaan ons dit so kan uitleef dat ander mense kan terugkyk en dan gaan ons nie meer hier is nie om te sê, maar oor daai persoon het regtig so gelewe en so getuig van wie Jesus is, dat ek 'n self 'n verhouding met die Here wou aangeknoop het. Dat ek self met hom 'n pad wou begin stap het. Ek self wat my redder ontmoet het. Getuig ons lewens sodat mense dit kan raak sien. Petrus wat dit gesnap het en gesê het, maar ek maak 'n lewenslange keuse om agter Jesus aan te stap. Om nie stil te bly nie, om in vreemde mense se huise in te gaan en te gaan vertel. Om selfs so rond te reis, hoeveel honderde kilometers rond te gaan en te gaan praat oor wat Jesus gedoen het. En ja, ons het die Bybel vandag om ons te help en te leer en te lei hoe om te getuig. Om te praat oor die werke van God. Maar dalk het ons nodig om eers self hierdeur te stap, deur die Bybel te stap en te lees en te hoor wat Jesus gedoen het, sodat ons dit kan raak sien in ons eie lewens. Om te kan sien regtig wat Jesus vir ons kom doen het. So my uitnodiging is vir oggend dat ons sal verklaar saam met Petrus wie Jesus is. Dat ons lewens so sal inrig, maak nie saak hoe oud of hoe jonk ons is, waar ons is, wat se werk ons doen nie, maar dat ons so sal getuig dat God ons Here is. Dat hy ons koning is, ons redder is en dat ons nie sal stil bly nie. Maar dat ons ook so kan gaan en sê, maar hierdie groot nuusberigte wat in ons lewens plaasgevind het, oor die goedheid van God. En ja, dalk het ons nie nou op die stadium iets wat ons oor kan praat nie, want die lewe is swaar en moeilik, of dit is net te veel, dit is net te besig. Maar dit juis in daardie tyd ook wat Jesus kom sê, kom sit saam met my aan tafel, kom wees one-on-one met my, intiem met my, kom luister na my hart, wat ek vir jou het, kom leer my liefde vir jou ken. Dis 'n uitnodiging wat Jesus vir ons elkeen wil kom gee vanoggend. So mag ons dit gaan uitleef, mag ons dit getuig,
Jesus is ons Here. Hy is ons koning. En ons is nooit alleen nie. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons vanoggend kan hoor dat ons nie kan stil bly nie. Here, dat ons eintlik ook groot nuusberigte in ons lewens moet begin raak sien oor dit wat U doen. Here, dat ons nie goed net een kant toe skuif nie, maar regtig sal kan ingesteld wees op U werk in ons lewens. Ja, Here, partykeer is dit U groot nuusberigte wat oor ons lewens kom en ons kyk dit mis. Help ons om dit raak te sien, help ons om U hart raak te sien. En help ons om, soos die disippels en die getuienis, of die mense wat U uitgekies het, dat ons getuienis sal kan wees. Dat ons storie kan gebruik, Here, om 'n verskil te maak en om te kan vertel van U goedheid en dit wat U vir ons doen. Dankie dat ons U kinders is, dankie dat U vir ons lief is. Dankie dat U ook ons naam verander na kind van God. En dankie dat ons weet ons stap nie die pad alleen nie, maar dat U by ons is. Ons hand vat en ons lei. Seën ons in hierdie week en help ons om op te staan vir dit wat reg is en om U getuie te wees. Ek bid dit in U naam alleen. Amen. Ek gaan nou geleentheid gee vir ons dankoffers om opgeneem te word. Dankie.